Julle reg daar. Maar goeiemôre geliefdes, ons groet julle in die lieflike en bekoorlike naam van Jesus Christus. Bly om saam met die vanmôre in die huis van die Here te kan wees. Jy's op 'n goeie plek. Ek weet jy gaan geseën wees vanmôre. Geniet hierdie Paasvrydag vanoggend saam met ons. Hierdie belangrike naweek. Dit is so 'n groot naweek en spesiaal môre aand. Jy wil nie dit mis nie. Dit is so geseën. Okay, dit gaan 'n blessing wees. So kom ons gaan staan, ons gaan ook maar by gebed die seën van die Here vra. En ons gaan net so 'n bietjie worship, want ons kan ons nie net begin met die heel spesiaal. Ons wil eers dan die naam van die Here net so 'n bietjie groot maak. Vader, ons sê vanmôre baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om te kan kom en die naam te verheerlik. Ek vra dat vanmôre sal stil staan by elkeen van ons in hierdie plek. Ek weet U is hier om met ons te ontmoet. Dankie Here vir dit wat U vir ons gegee het in hierdie geleentheid om so saam te kom. Ons vra dat U elke persoon in hierdie plek sal seën. Elke woord wat gespreek word, Here, elke item, elke opvoedingsdeel, elke karakter dra die salwende krag van U. Dankie vir U teenwoordigheid vanmôre in hierdie plek en ons eer U daarvoor totdat U kom, want waardig is U die Here om geprys te word. Here, ons wil graag ook so bid vir Nicoline en vir Louis vanmôre van Stylevaart. Ons dink aan hulle met hulle verlies. Here, ons weet U's daar. U's die een wat vertroos, U's die een wat versterk, U is die een wat bemoedig. Rig hulle op in hierdie oggend en Here, dat hulle weet dat U is naby hulle meer as ooit van tevore en ons dank U daarvoor totdat U kom. Amen. Halleluja. Wel, draai so 'n bietjie om die groet en iemand sê net welkom in die huis van die Here. Bly om jou te sien vanmôre hierso. En dan gaan ons net so 'n bietjie lekker saam sy naam groot maak. Maar voor ons dit gaan doen, gaan ons eers saai in die werk van die Here. Ons gaan saai in die koninkryk van God. So maak jou saad gereed, sien jou saad en ons broer en suster was deur Lindy en jy vandag kom help in die offergawe ook. So kom ons van die seën van die Here vanmôre op die offergawe ook. Ek wil weer maak, dis nie saak sien. Ek wil maar weer. Goeiemôre broers en susters. Welkom vanoggend hier so by ons. Voor ek bid wil ek net sê moenie hierdie naweek mis nie. Nooi nog mense vir die volgende Saterdag en Sondag. Dit gaan bestreffend. God se werk is altyd in beheer, né? Kom ons hou ons saad in ons hande. Here, ek kom vanoggend, Here, en ek wil vra dat U elkeen sal seën vanoggend wat in die koninkryk van Jesus saai, Here. Here, nou bid ek ook, Here, die wat nie het nie, Here, dat U vir hulle sal voorsien om te gee, Here Jesus. Here, ek bid nie net vir menigvuldigheid, ek bid vir meer as dubbel, Here Jesus. Here, en ek vra, Here, dat U elkeen in hierdie plek sal seën wat sal saai, Here, met 'n oop hart, Here Jesus. Dankie, Here, ons gee alle lof en eer aan U. Amen. Amen. Dankie Here vir die voorreg om te kan saai. Ek loof U naam daarvoor. Halleluja. Maar kom ons sing 'n lekker koortjie saam vanmôre tot eer en verheerliking van Koning Jesus. I
Thank
Halleluja. Die naam Jesus. Oh, die naam Jesus. Die naam Jesus. Halleluja. Dit is die naam Jesus. Die woord van die Here sê, daar's geen ander naam gegee wanneer ek en jy of enige een gered kan word nie. Dis net die naam van elke ander naam. Die naam Jesus. Halleluja. Dankie Here, ek kan sit lekker neer die Here seën, die geliefdes, dankie. Halleluja. Prys die Here. Welkom hierso. Ons gaan nou begin aan die werk wat ons laat weer geoefen het. Glo jy gaan geseën wees vanmôre. Moenie die mense sien wat hierso die toneel speel nie. Sien die karakters wat dit werklik gebeeld het in daai tyd. Besef dit wat hierdie ouens doen, gebeur hulle bes. Maar die Here se teenwoordigheid is hier om met jou te spreek. Halleluja. God bless you. Bring hier dit saam met ons. Wees nie. Ek is so opgewonde om my maatjie te vind. Ek is seker dat ek tog lekker gevoel. Ja, ek hoop ek het die grootste sjokolade hasie en ek sal dit eers ding in die oggend eet. Jy sal beter jou bene regmaak. Bene gereed vir wat? Ons ja, môre. Ek gaan die meeste eiers kry. Ek dink nie so nie. Waaroor gesels julle ouens hier? Ons praat oor ons opgewondenheid van Paasfeesmôre. Ag regtig, dis wonderlik. Wat se deel van die Paasfeesverhaal is jou gunsteling? My gunsteling deel is waar ek die grootste sjokolade hasie sal kry. My gunsteling deel is waar ek by knoppe en paas uitjaag. Dis nie die storie nie. Ek bedoel die ware Paasfeesverhaal. Wie dit is skryf. Seker een of ander ou wat nie van lekker goed op eiers hou nie. O, julle twee. Dit is in die Bybel geskryf. Het julle nog nooit gehoor van hoe Jesus gekom het om vir ons die wêreld te red nie? Dis Superman. Spider-Man is beter. Jesus is baie beter as Superman of Spider-Man. Hy hou net vas, luister.
Word tegniese onderbreking. Die boodskap wat jy op jou skerm kry as jy met die TV 'n issue het, en sorg dat jy die sport wil onthou dit. Jesus spreek. Ga na die dorpie voor jou. Daar as jy ingaan, sal jy 'n wil vind wat vasgemaak is waar niemand nog ooit gesit het nie. Maak dit los en bring dit hierheen. Hy spreek. Wat? Amy spreek. Is dit nie stil nie? Mindy spreek. Wag net. Luister na die res van die storie. Jesus spreek. As iemand vir jou vra, waarom maak jy dit los, sal jy sê, die Here het dit nodig. Hy spreek. Hoekom maak jy dit verlos? Hy spreek. Ek het dit geweet. Hulle gaan nou in die moeilikheid kom. Hy spreek. Nou raak dit opwindend. Thomas spreek. Die Here het dit nodig. Hy spreek. OK, jy kan dit gebruik. Hy spreek. Wat het sopas gebeur? Hy spreek. Hy het hulle net laat vat. Ek verstaan nie. Mindy spreek. Hou net aan, luister. Hosanna, Hosanna, Hosanna in
spreek. Hoekom het hulle dit geskree? Minnie spreek. Hosanna beteken, red ons. Sagaria 9 vers 9 sê, wees baie bly, o dogter van Sion. Jubel in triomf, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en toegerus met verlossing, nederig en op 'n donkie gery, selfs op 'n val, die val van 'n donkie. Minnie spreek. Toe die uur aangebreek het, het hy aan tafel gesit en die apostels saam met hom. Terwyl hulle eet, neem Jesus brood en na hy dit geseën het, breek hy dit en gee dit aan die disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. En nadat hy 'n beker geneem en gedank het, het hy dit aan hulle gegee en gesê, drink daaruit, almal, want dit is my bloed van die verbond, wat vir baie uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Minnie spreek. Toe kom Jesus saam met hulle na die plek met die naam Getsemane. Jesus sê, Sit hier, terwyl ek daarheen gaan en bid. Jesus sê, My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Tog nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Jesus sê, So julle kon nie 1 uur saam met my waak nie. Hou aan waak en bid. Petrus sê, Ek is so jammer, meester. Ons sal wag hou. Jesus sê, My Vader, as dit nie kan verbygaan tensy ek dit drink nie, laat U wil geskied. Jesus sê, U wil geskied. Jesus sê, Slaap jy nog? Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai is naby. hy sê, Wat bedoel jy verraai? Gaan iemand Jesus verraai? Hy spreek. hoekom sal iemand dit doen? Hy sê, Wat gaan gebeur? Minnie spreek. laat dit aanhou wees. Minnie spreek. Terwyl hy nog spreek, kyk, Judas, een van die 12, kom op, vergesel van 'n groot menigte met swaarde en stokke, wat van die owerpriesters en ouderlinge van die volk gekom het. En hy wat hom verraai het vir hulle 'n teken gegee en gesê, Judas spreek, Wie ek ook al soen, hy is die een. Gryp hom aan. Judas spreek, Wees gegroet, Rabbi. Jesus spreek, Vriend, doen waarvoor jy gekom het.
Petrus spreek. Jy gaan nie my Here vat nie. Jesus spreek. Stop. Nie meer hiervan nie. Malchus spreek. Dankie. Eric spreek. Wat doen hulle? Amy spreek. Hoekom word Jesus gearresteer? Hy het niks verkeerd gedoen nie. Eric spreek. Daar was daar 'n slaggeveg. Amy spreek. Het jy gehoor hoe Jesus dit aan die oor geraak het en dit is genees? Sjoe. Eric spreek. Dit is awesome. Amy spreek. Maar waarheen neem hulle Jesus? Halleluja. Of jy lees in die woord van die Here vanmôre in Matteus hoofstuk 26 en ek lees vanaf vers 36 tot met 45 en hy sê die volgende, hy sê, toe kom Jesus met hulle in 'n plek in die naam van Getsemane en hy sê vir sy disippels, sit hier onderwyl ek gaan om daar te bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap en hy sê vir hulle, Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker by my kan verbygaan, nie by my kan verbygaan nie, sonder dat ek het bedrink nie, laat U wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. Julle ken hy storie van oë wat swaar word, nee. Hy het hulle met rus gelaat. En weer vir 'n derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en hy sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby. Die seun van die mens word oorgelewer in die hande van sondaars. Staan op. Laat ons gaan. Kyk, hy is naby wat my verraai. Hierdie is 'n baie kosbare gedeelte. En dit herinner my aan nie net een tuin nie, dit herinner my aan 'n ander tuin wat die woord van die Here ons van vertel. En ek wil neem gou vinnig na Genesis hoofstuk 3 en vers 15 toe. En hy sê die volgende ook daar. En hierdie wat ons vandag sien, dit wat ons vandag uitbeeld, wil ek hê moet verstaan dat toe God die mens gemaak het, het hy die mens gemaak nie net as 'n diensknegt nie. Ek wil dit verstaan. Ons het altyd hierdie gedagte dat wanneer dit kom by die mens, wanneer dit kom by die mens wat God gemaak het, is ons net geskaap eintlik om net te dien. Maar ek wil vandag vir jou sê, God het jou nie net geskaap om te dien nie, hy het jou geskaap om te heers. Ek wil hê jy moet hoor vandag wat die woord van die Here sê. Hy sê vir jou en my dat toe God die mens gemaak het, het hy hulle gemaak na sy beeld. Amen. Na sy gelykenis. Hy het hulle geskape soos hy graag wou gehad het hulle moes wees. Jy sien want in Psalm 8 vers 3 tot en met 5 sê hy die volgende. Hy sê, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have ordained, what is man? That you are mindful of him. And the Son of Man, that you visit him. For you have made him a little lower than the angels,
and you have crowned him with glory and honor. Wanneer ek en jy gaan kyk in die oorspronklike taal en ons gaan soek bietjie die Hebreëus, dan kom ons agter dat daardie woordjie wat sê engele, sê eintlik minder as Elohim. Hy het jou 'n weinig minder as Elohim gemaak en Elohim is God self. So God het iemand gemaak wat hy nog gehad het om te heers op 'n plek wat hy spesiaal vir hulle geskep het. En ek wil julle sien vandag in die woord van die Here en besef dat toe God hierdie mens maak, het God 'n groot plan gehad vir die mens. Maar in hierdie tuin, in hierdie pragtige plek, hierdie paradys, waar daar geen tekorte was nie, waar daar geen hartseer was nie, waar daar geen bekommernis was nie, was daar ook 'n ander een. Hulle noem hom die duiwel. En die skrif sê hy was listiger, ons oor die slang was listiger as al die diere. En hy het ingekom. En hy het met die mens begin praat en iets gebeur met die mens. Die mens luister na wat die slang sê en hulle sien dat as hulle eet van die vrug wat hierdie slang van praat, die duiwel van praat, sal hulle wees soos God. Hulle het nie besef hulle sal wees soos hy nie. Op daai oomblik toe hulle eet van hierdie boom, toe vind daar iets groot plaas. Nie net in hulle lewe nie, maar ook in elkeen van ons lewens. Jy sien hierdie storie van Getsemane begin nie net in Getsemane nie. Dit begin in die tuin van Eden. Jy sien daar's 'n verhaal van twee tuine en ek weet nie of jy dit verstaan, daar's twee tuine, die tuin van Eden, hierdie paradys waar die mens gesondig het en gemaak het, dat sonde deurkom na elke mens toe, en dit is hoe die dood in werking getree het, en daarom sukkel ek en jy met soveel skete en probleme en pyn in ons liggame, omdat sonde gekom het, en Jesus gesê het, die mens sal sekerlik sterwe. In Genesis 3 vers 15, en ek lees dit gou vir u die woord, hy sê die volgende: en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Dit het in die tuin plaasgevind, in die tuin van Eden. Die woord van God sê, die seun van die mens, nie elkeen van ons nie, 'n spesifieke seun, en sy naam is Jesus. Dit is die naam Jesus, die een wat gekom het in die vorm van 'n mens om te sterf op die kruis van Golgotha, wat die kop van Satan kon vermorsel het op die kruis van Golgotha. Vriende, ek wil dit verstaan. Openbaring 4 vers 11 sê, thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things for thy pleasure, and they are and were created. God het gemaak, alles wat hy gemaak het, vir sy plesier. Come on, dit sluit ek en jy in, kind van die Here, nie gemaak dat jy net moet dien nie, maar gemaak dat jy eintlik sy teenwoordigheid kan geniet, elke dag van jou lewe. Jy sien in die mense ongehoorsaamheid in die tuin van Eden, het gemaak, dat hulle veroordeling ervaar. Op daai oomblik, het hulle besef, hulle is nie meer wie hulle was nie. Iets het verander in hulle lewe. Romeine 5 en vers 15, wil ek graag vir julle lees tot en met so vers 19 toe, en as jy die Bybel saam met jy gebring het, blaai gou vinnig saam met my soen toe, en dan lees ons dit net in die woord van die Here ook, sodat ons mooi hoor wat die woord van God vir jou en my sê. Hy sê, maar, dit is by die misdaad, nie soos by die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer in die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens Jesus Christus vir baie oorvloedig geword. En nie soos die een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. En as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het, deur die een veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang in die lewe heers, deur die een
Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Halleluja. Soos dit is in die tyd, wil ek jy moet verstaan, op daai plek het Adam en het Eva hulle heerlikheid by God verloor. Op daai plek het iets gebeur. En die mens was self nagevind. En dan het God se plan om die redding van die mens in werking gekom. Toe hy sê, die seun sal sy kop vermorsel, het God se plan in aksie gekom. En toe Jesus daar in die tyd van Getsemane kniel, toe Jesus in Getsemane saam met sy disippels kom en die disippels lê en slaap, toe hy daar kom en op sy knieë is en hy bid en hy sê, Vader, as dit U wil is dat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied, was Jesus baie angstig, sê die woord. Jesus was onder geweldige druk daar in die tuin van Getsemane. En ek wil jy moet besef dat Jesus was nie bang om te sterwe nie. Sy angs was nie gekoppel aan die dood nie, want hy het geweet en het dit reeds vir die disippels gesê, dit is die rede hoekom ek gaan na Jerusalem. Jesus het geweet dat sy sterwe sou maak dat daar versoening tussen God en die mens plaasvind. Jesus het geweet dat sy dood sou oorwinning beteken. Maar wat die angs vir Jesus bewerk het, wat dit veroorsaak het in sy lewe, daar in die tuin van Getsemane, was die feit dat die sonde van die wêreld op hom sou rus. Die wete dat God nie sonde in sy teenwoordigheid toelaat nie. Die wete dat wanneer sonde op hom kom, siekte op hom kom, sal God sy aangesig van hom wegdraai en vir 'n oomblik sal hy alleen wees, soos ek en jy was. Toe ons die Jesus in ons lewens gehad. Jy sien, in Getsemane het Jesus geworstel en die skrif sê, dit was nie ligtelik nie, want sy sweet het soos bloed geword. Jy moet baie angstig wees. Baie angstig wees. Wanneer jou sweet bloeddruppels word. Jesus het 'n stryd gestry in Getsemane. Maar in Getsemane bring hy vir jou en my hoop. In Getsemane bring hy vir jou en my blydskap, wetende dat omdat hy daardie alleenheid verdra het, kan ek en jy sonder daardie alleenheid in hierdie lewe wandel, saam met hom tot in alle ewigheid. Is daar iemand wat saam met my kan amen sê? Jy sien, Jesus kon nie sterf op die kruis van Golgotha nie. Want dit is sonde wat die dood gebring het. Jesus sou nie kon sterwe tensy daardie sonde op hom gebring is. Nie sy sonde nie, maar die sonde van jou en my. Ek en jy was die hel verdien. Want Jesus neem jou sonde op hom. Hy vat dit sodat hy die veroordeling van die Vader kan ervaar. Ek wil vir jy sê vanmôre, kind van die Here, Getsemane, sê vir jou en my, dat selfs in die moeilikste tyd van jou lewe, is Jesus naby jou, soos ons vanoggend gesing het. Roep sy naam in jou omstandigheid. Roep sy naam in jou verdrukking. Roep sy naam, roep net sy naam. Roep sy naam. Halleluja. Daar in Getsemane, op daardie plek waar die aangesig van God van hom weggedra is, word dit weer eens vir ons uitgebeeld, hoe daardie offer wat altyd plaasgevind het, wanneer die lam gebring is in Paasfees, of die offer gebring is vir die sonde van die mense, die priester sy hand op hom sit, dat daar 'n oordraging van sonde plaasvind.
Dis daar die oordraging wat plaasvind. Jesus, die lam van God, word die sondebok vir jou en my. Hy betaal die prys. Jesaja 53 in vers 3 en 4 wil ek net vir u lees. En hy sê die volgende: Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Halleluja. In Getsemane sê hy: Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, u wil. En gehoorsaam tot die dood toe, word Jesus verraai, word Jesus weggelei, word Jesus weggeneem om veroordeel te word tot die dood wat hy nie verdien het nie. Kosbare woorde. Kosbaar wanneer ek daaraan dink en dan besef ek, veroordeling, jou veroordeling, my veroordeling het op Jesus gerus. En nou kan ons saam met die woord van die Here sê: There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Oorwinning op die kruis van God. Ons kan uitroep: Halleluja, Hosanna, die koning kom weer. Ja, my verlosser lewe en hy regeer. Amen. Is daar iemand wat bly is vanmôre saam met my vir hierdie goeie tye, vir hierdie dag dat Jesus gekom het en ons sonde geneem het en veroordeel is, sodat ek en jy kan lewe en lewe in oorvloed ervaar. Die tyd van Eden het die mens weggekry toe God dan kom soek. In die tuin van Getsemane het Jesus namens jou en my nie gaan wegkry toe hy weet hulle kom nie. Maar gestaan gereed, want hy het geweet sy uur het aangebreek. Jesus, die seun van die lewende God. Jesus, die seun van die mens. Jesus, die seun van Dawid. Kom en sterf in jou en my plek. Dit maak my hart bly vanmôre as ek dink Getsemane en ek dink Eden en ek kyk na wat plaasgevind het. 'n engel word gesit voor daardie ingang om te verhinder dat die mens nie weer kan inkom nie, maar in die tuin van Getsemane is Jesus daar om 'n deur, 'n weg weer oop te maak vir jou en my as kind van die Here om weer met God versoen te kan word. Wat 'n blye dag. Vanmôre is my hart bly. Vanmôre is ek opgewonde. Vanmôre is ek dankbaar. Ek en jy hoef nie meer skuldig te voel nie. Ek en jy hoef nie meer veroordeel te voel nie. Ek en jy vanmôre kan sê: Dankie Jesus. Hy neem my sonde weg. Nou jy die koortjies nog gesing vanmôre. Hy neem my sonde weg. Wat 'n groot aksie. Wat 'n groot daad. Ek en jy kan besef dat eers kom hy in as die koning en almal verwelkoming. Maar is dieselfde koning of dieselfde mense wat uitgeroep het Hosanna, die koning, is dieselfde mense wat gemaak het dat hy gekruisig word. My vriend, vanmôre weet dit, in jou lewe gaan nie deur storms, in jou lewe gaan nie deur moeilike tye, maar dit wat jy deurgaan sal nooit vergelyk met dit wat Jesus deurgegaan het vir jou en my. O nee, ek en jy het nog nie bloed gesweet nie. Ek en jy was nog nie so angstig dat die sweet verander het in bloed nie.
Ek en jy het nog nooit op so 'n plek gekom nie. So ek en jy moet verstaan dat in daardie oomblik van jou lewe kan jy besef dat Jesus is bekend met jou storm. Jesus verstaan waardeur jy gaan. Maar hou vas aan hom want hy kom ook terug en jy sal nie weer smarte ervaar nie. Daar wanneer ons by hom is. Oorwinning bring hy vir jou en my. My vriend, Getsemane. Dis waar Jesus die sielkundige stryd oorwin het. In Getsemane is waar die duiwel kom praat het in sy oor. In Getsemane het hy probeer keer dat hierdie nie sou plaasvind nie. Maar vanmôre is ek en jy hier en ons kan sê dankie Jesus dat U Getsemane verklaar het. Dankie Jesus dat U nie daar die handdoek ingegooi het nie. Dankie Jesus dat U bereid was toe die disippels nie eers saam met U kon waak op daai oomblik nie. Kon U nog steeds vashou om te oorwin vir my en vir jou. Baie dankie Jesus. Al die lof, al die eer kom U toe. Aan U goedheid is daar geen einde nie. Hoor baie mooi wat ek vanmôre gesê het. Daar's 'n tuin van Eden waar die sonde ingekom het. En daai sonde het gemaak dat hulle nie meer 'n gemeenskap met God kon wees nie. Hulle kon nie meer in 'n verhouding met God wees nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, sonde maak 'n skeidsmuur tussen jou en God. Sonde keer dat ek en jy nie in sy teenwoordigheid kan kom nie. Maar Jesus Christus het 'n weg gebaan. Jesus het 'n weg gemaak. Onthou julle die koortjie? Hy maak 'n weg. Hy maak 'n weg. Amen. Hy maak 'n weg vir jou en my, net soos met Moses. Maak hy 'n weg. Hy maak 'n pad vir jou en my ook, dat ons weer kan terugkeer na God toe en in sy teenwoordigheid kan weer sy lewe ervaar soos nog nooit van tevore nie. Hy maak 'n weg vir jou en my. My vriend, in Getsemane het sonde ingekom. In Eden het sonde ingekom. In Getsemane neem hy die sonde op hom. Hy word gekruisig op 'n plek genaamd Golgotha en hy oorwin vir jou en my en ek en jy kan nou lewe in Christus Jesus. Hierdie is nie net 'n outomatiese gebeurtenis dat ek en jy nou net gered is nie. Nee, die woord sê vir my en jou wat ek en jy moet doen. Dit sê ons moet ons sondes bely. En as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en hy dink nie weer daaraan nie. Hy is getrou. Hy sê ek en jy moet glo. Ek en jy moet weet hy het die prys betaal. Hy het jou plek ingeneem, gesterwe sodat ek en jy vandag hier kan wees en kan sê dankie vir Getsemane. Dankie vir Golgotha. Dankie vir Sondagmôre, die opstanding. Halleluja! Prys die Here, want hy is goed. Jesus het dit gedoen omdat hy jou so lief het. Omdat God jou so lief gehad het, het hy sy seun laat sterwe op die kruis van Golgotha, sodat ek en jy weer in daardie volmaakte liefde van Jesus kan wandel. Vader, ek sê net dankie. Ek sê dankie vanmôre dat ons so kon kom en net 'n bietjie deel hê en dit wat U vir ons gedoen het. En so kom ons vanmôre om aan te sit aan die tafels van U. Ons kom vanmôre om te onthou wat U gedoen het, die laaste nagmaal. Hoe die brood geneem het en die beker geneem het en dit geseën het en vir elkeen gegee het om te drink. Here, so besef ons vanmôre, wanneer ons kom om aan te sit, ons op ons lewens moet ondersoek, sodat ons nie in oordeel oor onsself eet en drink nie. Vra vanmôre dat in hierdie oomblik sal stil word by elkeen, dat elkeen in hierdie plek in sy binneste sal besef, hoe staan hulle nou met U. Ek dank U daarvoor. Dit is belangrik dat ek en jy verstaan, om deel te hê aan die tafel van die Here. Die enigste vereiste is dat ek en jy 'n kind van God moet wees. Die enigste vereiste. Onthou vanmôre, wanneer ons hierdie tafel bedien, hoekom doen ons dit? Besef vanmôre, wanneer ons hierdie tafel bedien, doen ons dit om te onthou wat Jesus vir jou en my gedoen het op die kruis van Golgotha.
Moenie vergeet nie, ondersoek jouself. As jy vanmôre sit in hierdie plek en jy sê, pastoor, ek ken nog nie Jesus nie. En ek het vanmôre Jesus nodig. Ek wil Jesus in my lewe innooi. Dan wil ek jou vra, net daar waar jy sit. Wil jy nie vanoggend net vir my vinnig jou hand opsteek en sê, pastoor, dink aan my vanmôre nie. Ek vra dat jy vir my sal bid. Sy hand wat opgaan. En nog iemand. Ek gaan nie by die plek nie ken my. Ek wil ook nie herkolings hemel toe nie. As ek ontvang Jesus, of ek verwerp Jesus. Maar daar is nie tussenin. Vir die laaste keer vraag ek nou, ek gaan bid. As jy vanmôre jou saak wil regmaak met Jesus, kan jy vinnig jou hand opsteek en ek gaan nou bid. En ek wil vra dat jy saam met my sal bid. Kom ons laat hulle gemeente vanmôre. Sê, Here Jesus, ek kom na U toe. En ek vra U om my sondes te vergewe. Want ek weet ek is 'n sondaar. Ek glo U is die Seun van God. U het gekom in die vlees. Gebore uit die maagd Maria. Gesterwe op die kruis van Golgotha. Opgestaan uit die dood. En U sit nou aan die regterhand van die Vader. En die woord sê, as ek in my hart glo en met my mond bely, sal ek gered wees. Dankie dat U my nou gered het. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Leef deur my. Amen. Wauw, prys die Here. Die woord van die Here sê, jy is sy kind, leef hom, stap die pad saam met hom. Want hy het gekom om dit vir jou en my te doen. Ons sal vanmôre aansit aan die tafel van die Here. En graag wil ek 'n plek opneem. Jy net vir ons 'n liedjie aansit, die agtergrond aan. Vader, ons sê dankie vanmôre vir die voorreg wat ons het om aan die tafel te kan sit. En ek kan onthou wat U vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. Verbrysel en neerhoor was U daar. Ons sondes op U geneem, ons siektes gedra, op die kruis oor die vyand getriomfeer. Baie dankie vanmôre dat ons kan onthou waaroor hierdie tafel gaan. Here, dat ons kan onthou, dis die prys wat U betaal. Dankie daarvoor. Al die lof en die eer kom U toe. Seën hierdie brood wat U liggaam is vanmôre aan ons liggame. Dat ons sal onthou, dis op die liggaam wat U die houe geneem het vir ons genesing. Dat ons ook ons genesing sal ontvang vanmôre. Daar waar ons is. Here, wanneer ons ook so die beker na die maal neem, sal ons ook onthou dat die beker van die Nuwe Testament in U bloed. Want ons daarin drink dat nou ons erfenis wat U vir ons kom in plek sit, 'n verbond, 'n nuwe een. Waar ons kan vashou en kan uitkyk na 'n dag wat U weer kom. Sondes is weggewas. Want die skrif sê, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis van sonde nie. So vanmôre wanneer ons dit drink, besef ons, dis die bloed wat die prys betaal het vir ons sondes. So loof U daarvoor. Al die eer kom U toe. Amen. Die woord sê die nag waarin Jesus verraai was, het hy die brood geneem en nadat hy gedank het, het hy gebreek. Het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit so dikwels julle by mekaar kom tot my gedagtenis. Môre wanneer ons hierdie brood eet, onthou ons, dis die prys wat Jesus betaal het vir jou en my.
Net so het hy ook die beker na die maal geneem en die woord en sê die beker van die Nuwe Testament en my bloed drink almal daaruit tot my gedagtenis. Dan gaan hy aan en hy sê so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus totdat hy kom. So daar's 'n belofte selfs daarin, net om vir jou te sê, hy kom weer. So daarmee waar ons dit weet. En ons wil sing very, very soon. We are going to see our King. Amen. Glo jy dit vanmôre saam met my? Die liggaam van die Here Jesus Christus, Marius, die liggaam van die Here Jesus, by die liggaam van die Here Jesus. So Lorraine, die liggaam van die Here Jesus Christus, Jordani, die liggaam van die Here Jesus, Martin, die liggaam van die Here Jesus Christus. Halleluja. Ons dien dit saam met broeders. Dankie Here. Beker van die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament, het 'n nalatenskap vir jou en my. Prys is betaal. Oorwinning is behaal. En op die kruis roep hy uit en sê, dit is volbring. Dankie Jesus. Kom ons neem die beker van die Here saam vanmôre. Baie dankie Jesus. Baie dankie. Dan die sneeuw, dan die sneeuw, was my in die bloed van die lam. O en bitter, dan die sneeuw sal ek Jahwe, dan die sneeuw over dan die sneeuw was my met die bloed van die lam. O en witte dan sneeuw sal ek wees. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Witter dan die sneeuw. Witter dan die sneeuw. Yes, hallelujah. Ek was op soek na ek was die grootste gek. Ek het gegryp na goed. Ek was altyd op soek. Maar toe vind ek Jesus bloed. Die ontmoeting was ons so soek. Nou is ek op die beste plek. Ja. Skoon gewig van elke vlek. Beter as die sneeuw. Dankie Jesus.
nie verstaan, wys in elke traan. Jou net oorleef die vrees wat leef. Die oorlogsveld agter jou. Jou gister lê vol berou. Daar is 'n plek vir jou. Voor die kruis te knie, as jy sou wou. Lê daar al jou vuilste goed. Ruil dit nou vir Jesus bloed. Kom die lichaam van die Here saam. O ja, As nie sal wees. O Shalom. Thank you, Jesus. Kom ons neem die beker van die Here saam. Die beker van die Nuwe Testament in sy bloed. Thank you, Jesus. Alleen net vra om die kelkies na die kant toe te stuur asseblief vir ons. Susters gaan gou die verby beweeg en dit hier opneem. Halleluja. Kom ons sê vir die Here dankie vir môre. Vader, ons wil net baie dankie sê. Dankie dat ons môre hierdie voorreg gehad het om aan tafel te kon wees en net te kan onthou wat U vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. Here, ons besef vanmôre dat hierdie was nie 'n ligtelike saak nie. Dit was nie 'n maklike taak nie. Dit was nie 'n ligte versoek of situasie wat U ervaar het nie. Dit was 'n moeilike pad. Via Dolorosa. 'n Pad van lyding. Maar U het dit gedoen ter wille van ons. En vanmôre sê ons baie dankie. Here, ek is so dankbaar dat U daardie pad gestap het vir my en vir elkeen van ons in hierdie plek. Elke kind van die Here. Baie dankie. Ons besef ons sou dit nie maak sonder U nie. Ons was ver van U af. Die woord sê hulle wat geen volk was nie. En het hulle wat 'n volk was, het hy vir hom 'n volk berei. Dankie Here. O, genade van U is groot. Baie dankie dat ons kan onthou. Dankie dat ons kan herdenk. Dankie dat ons kan besef. Hier is ook 'n belofte wat sê U kom weer. En ons het uitkyk Here in 'n verwagting en 'n verlanging hier binne ons siele. Wat sê Maranatha, kom, Jesus, kom. Weer die tyd raak min. Ons kyk met verlange hier na die hemel. Wanneer daar die bassein blaas om saam met U te kan wees. Wees met ons verder, Here, is ons gebed en ons dankie. Dankie vir dit wat U alles vir ons gedoen het. Al die lof en die eer kom U toe. Want U is goed. En die goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. Amen. Amen.
Gaan gou vra, waar's die kindertjies? Al die kinders, steek gou julle hande op. Dis al die groot kinders hier, hoor. Dankie broers, julle kan julle trap in die maak vir ons die mooi hierso. Ek wil net weer sê, onthou, Paasnaweek gaan nie oor 'n Paashaas nie. Dit gaan nie oor 'n Paaseier nie. Dit gaan oor niks anders as Jesus Christus nie. Nou wanneer jy wanneer die kinders die eiertjie eet, moet nou nie eet voor jy die kaartjie gelees het nie. Want daar's 'n boodskap vir jou op daai kaartjie. As jy self kan lees, jy vra mamma gou vir jou te lees. Okay. En dan kan jy maar eet, hoor. Geen toestemming vir daai, jy kan maar eet. So moet jy nie kerk toe, dis fyn. Okay. Maar jy moet hom lees. Klein boodskapie wat net sê, onthou, 'n eier dra die moontlikheid van 'n nuwe lewe. Dis nie 'n nuwe lewe verseker nie. Ek wil jou verstaan. Onder die regte omstandighede, die regte atmosfeer, produseer daai eier 'n nuwe lewe. Net so ook vir jou en my. 'n Nuwe lewe begin nie in jou en my sonder die regte atmosfeer hier in jou. Christus Jesus moet uitkom. En hy bring lewe. Amen. Hy eier, ek het daar by plaas hoor geraak. Hy hoender moes op hy eiertjies sit. En eers wanneer daardie eier regte hitte, regte temperatuur het, 'n regte tyd verloop het, dan broei daar kykie uit. 'n Nuwe lewe. Amen. So geniet hy die eiertjie hoor in die kom. Awesome. Sien jy? Jy stop die af. Baie dankie vir die volgende dag. Moenie môre aan wees. Môre aan sê nie pastoor vir jou. Nou weet jy moet hier wees. Dit gaan goed wees. Môre aan besonder se dinge. Glo jy gaan dit geniet. Bring iemand saam met jou. Hierdie is werklik 'n goeie ding. Baie dankie dat jy gekom het. Kom ons staan op ons voete, ons sluit af met gebed. Geef vir elkeen wat volgende deelgeneem en net 'n lekker handeklap vir. Hulle moet die opoffering maak, die tyd insit en hulle is so gewillig gewees en ons sê net baie dankie. Amen. En ons sluit aan. Maar Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike dag, hierdie wonderlike tyd, hierdie wonderlike oomblik. En Here, ons kon U voel, ons kon U ervaar in ons midde vanmôre. In hierdie plek, ons eer U daarvoor. Ons vra Here dat U nou ook soos ons van hier af beweeg saam met ons sal gaan en ons weer sal veilig terugbring môre aan om 6:00. Here, om te kom kyk na dit wat U vir ons gedoen het. Ek dank U daarvoor. Laat ons nooit ooit vergeet wat U gedoen het nie. Here, mag ons hierdie Paasnaweek nie net 'n lekker tyd hê nie, maar werklik waar besin hoe groot hierdie prys was. Die prys het die dood gekos. En nie die dood van enige een nie, die koning van die konings. Baie dankie. Wees met ons verder, word U verheerlik daarin, terwyl ons tyd spandeer saam met ons familie en ons vriende. Here, mag ons ook so uitdra wat U vir ons gedoen het. Al die eer kom U toe. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met U gaan en bly totdat hy kom. Amen. Alle vrede, die Here seën U. God bless you.